Goeiemôre broers en susters. Baie welkom ook by vanoggend se erediens, ons ontmoeting met die Here. Ons is regtig dankbaar teenoor die Here dat ons hier kan saam wees om sy naam groot te maak en dat ons ook versterk word in die geloof. Indien hier enige besoekers vanoggend is, baie welkom. Ons het 'n gebruik dat ons die besoekers hier buite verwelkom. Hier's 'n boom met 'n bordjie op. Jy sal sien iemand sou jou daar ontvang en net 'n bietjie meer van die gemeente vertel. So as jy ook net besoek en net meer wil weet en nie wil deel word, is jy ook welkom om daar te wag en iemand sal daar met jou kom gesels. Die kollekte gaan vandag vir die diakonale kas en vir die Bolandse bedieningsfonds. Dit word by die deure opgeneem of elektronies. Dan onder meelewing, ons wil sommer eers begin deur vir Dominee Jaco geluk te wens met sy verjaarsdag. Hy het gister verjaar. Dominee Jaco, ons gaan nie vra dat jy opstaan nie, ons weet dan hoe jy lyk. Maar asof jy sê hartlik geluk met jou verjaarsdag. Ons is die Here dankbaar dat hy jou geseën het en dat jy jou verjaarsdag hier by ons kon vier. Ek wil eintlik sê, as jy wil sien wie Jaco is, gaan kyk op Facebook wat sy ma geskryf het. Dan sal jy sien, hy's lief en geliefd en betoon het baie liefde aan baie mense en vir baie dinge. En regtig 'n mooi boodskapie wat sy ma daar geskryf het, maar Jaco, vir jou en Susan, mag het vir julle geseënde jaar wees en mag julle beleef hoe die Here julle ook dra deur die jaar wat kom. Dan dink ons in meelewing nog steeds aan Jeanette Luke. Jy sal sien in die boodskappers het weer terugslag gehad. Ons bid asseblief vir haar en haar gesin, vir Christian en die kinders wat haar ook ondersteun in hierdie baie moeilike tyd. En dan Jelet Jacobs was hierdie week vir 'n galblaasoperasie en sy's klaar ontslaan en sy sterk aan, dit gaan goed met haar. Maar ons dink ook aan haar in hierdie tyd en jy kan gerus vir haar 'n boodskapie stuur as u haar nommer het. Dan gelukwensing net aan Elrike Wolmerans en Stian Botha. Hulle word hierdie Vrydag DV in die huwelik bevestig. Ons is dankbaar vir hulle wat ook op hierdie punt kom, dat hulle kan trou en ons bede is ook dat die Here hulle sal seën op hierdie lewenspad wat hulle saam begin. Dan verwelkom ons vanoggend vir teologiese student Roy Aslett. Nou Roy was laas Sondag hier, het hy by die Engelse erediens gepreek Sondagmiddag en Sondagaand in die Afrikaanse diens en vanoggend hier by die oggenderediens. Roy is 'n teologiese student en hy het hierdie jaar is hy besig met 'n praktiese jaar by Gereformeerde Kerk Stellenbosch en hy is ook maar daar doenig in die kwartaal en dit is so uitgewerk in die vakansietyd dat hy ook hier sy preekgawes kan kom oefen. En Roy, baie sterkte en seën ook vir jou met die woordbediening vanoggend. Baie dankie, Dominee Braam, gemeente en die kerkraad. Ek waardeer die geleentheid om hier vanoggend saam met julle te kan wees en te kan deel in die woord van die Here. Net voordat ons begin met die woord van die Here, wil ek net noem dat die preek wat ek vanoggend vir ons voorhou, kom uit die groen boekie van die 52 Heidelbergse Katekismes preke. En die spesifieke preek is geskryf deur Prof. Posma. Voordat ons begin met ons voorsang, geliefdes, is dit gepas om net 'n oomblik stil te word en te besef in wie se teenwoordigheid ons nou kom. Kom ons raak vir 'n oomblik net stil voor ons Here. Amen. Geliefdes, as voorsang vanoggend gaan ons nou saam sing Psalm 84, al 3 verse. Ek wil vra dat ons so sit en lekker saam sal sing vooraf Psalm 84, al 3 verse. Oh
Geliefde broers en susters, ons wotum vanoggend kom uit Psalm 128 vanaf vers 8. Lyk my ek het my versie misplaas, ek vra om verskoning daarvoor. So ons gaan nou ons wotum uit Psalm 121, die eerste 2 verse. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen. Ons gaan nou oorbeweeg na ons loflied vanoggend, en ons loflied vanoggend is lied 219, ook 3 verse wat ons gaan saam sing. So kom ons staan en dan sing ons tot lof van ons Here, hierdie fantastiese mooi lied. Waar ons nou so staan, kom ons bely as kerk van die Here ons geloof, saam volgens die 12 artikels. Ek lees dit vir ons voor, u kan saam met my in die hart saam sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die wat reeds gesterf het te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou blaai na die wet van die Here toe, waar ons onsself gaan ootmoedig teenoor die Here, waar ons gaan hoor wat die Here Jesus hier vir ons sê in Matteus 22. Ons lees die wet van die Here uit Matteus 22 vanaf vers 34. En ek lees vir ons vanuit die 2020 vertaling. Matteus 22 vanaf vers 34. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die swywe opgelê het hulle bymekaar gekom. Een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie 2 gebooie berus die wet en die profete. Terwyl ons sit en dink aan hierdie woorde wat ons Here Jesus Christus vir ons gegee het, gaan ons ook sing Psalm 19, verse 4 en vers 6.
Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, ons Here, wanneer ons dink aan die almag, dan kan ons dit nie verstaan nie. Ons dink ons doen, Here, maar ons verstand is te klein. Ons is te gebroke om enigstens te begryp wie U werklik is, hoe heilig U werklik is, hoe goed en vol liefde U waarlik is. Maar Here, ons dankie dat ons die gemeenskap van gelowiges het. Ons dankie dat ons U woord het. En Here, ons dankie dat ons kan terugkyk na die kruis. Die kruis waar U vir ons gewys het wat ware liefde is. Hoe groot U liefde werklik is. Mag ons nooit vergeet. Mag ons nooit vergeet, Here, dat dit is ons sondes wat U gedra het. Here, ons kom nou nederig na U en ons vra dat U asseblief ons sondes sal vergewe. Here, dat U in ons sal werk opregte bekeernis. Dat ons sal besef teen wie ons sondig. Nie omdat ons bang is, Vader, vir die straf nie, maar dat ons sal besef dat U is die koning van die konings, die Alfa en die Omega. U is heilig, heilig, heilig. Here, ons vra asseblief ook nou hier in die erediens dat U sal leiding neem. Dat U sal spreek en dat U dienaars sal luister. Mag geen prediker ooit hulle eie wil afbreek nie. Mag dit nooit net mense woorde wees nie, maar altyd U wat spreek. Maak die prediker U instrument. En ons as luisteraars gewillig, ontvanklik en gehoorsaam. Seën ons voete sodat ons die evangelie kan gaan verkondig. Dat ons sal besef, Here, dis nie 'n opsie nie, maar dit is wie ons is. Dit is wie ons is in U. Dit is ons verantwoordelikheid. Dit is 'n opdrag. Vader, ons dankie vir die genade wat U aan ons bewys het. Ons dankie vir hierdie wonderlike geskenk van geloof. Ons dankie, Here, dat U ons vanoggend bymekaar gebring het. Here Jesus, ons dankie dat U ons as kerk deur die eeue heen verenig het. Waar ons in U huishouding kan wees. Erfgename kan wees. Heilige Gees, asseblief werk in ons altyd, gedurig. Wys ons waar ons nog so lief is vir die wêreld. Ons wil U loof en dank, Here, wys ons hoe. En asseblief laat dit in ons ore borrel. Laat ons sout en lig wees. Ons vra dit
Nie uit verdienste nie. Nie omdat ons wil is nie, maar net as dit U wil is. En in ons Verlosser Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, ons gaan nou blaai in die woord van die Here na Lukas 18 vanaf vers 18. Jy sal merk dat vanoggend 'n katekismuspreek is, en ek gaan wel nie die katekismus voorlees nie, want ons haal dit aan binne in die preek. Daarom dus vind ek dit nie nodig dat die katekismus vooraf gelees word nie. Maar ons gaan wel uit die woord van die Here, uit Lukas 18 vanaf vers 18 aflees. Lukas 18, vanaf vers 18. 'n sekere maghebber het hom gevra: "Goeie meester, wat moet ek doen sodat ek die ewige lewe kan erf?" Jesus het hom geantwoord: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed behalwe een, en dit is God. Jy ken die gebooie: jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig nie, eer jou vader en jou moeder." Hy antwoord: "Dit alles het ek van jongs af nagekom." Toe Jesus dit hoor, sê hy vir die man: "Een ding ontbreek jy nog. Verkoop alles wat jy het en deel dit onder die armes uit, en jy sal 'n skat in die hemele hê. En jy, kom hier, volg my." Toe die man dit egter hoor, het hy baie bedroefd geword, want hy was skatryk. Toe Jesus sien hoe bedroefd die man geword het, het hy gesê: "Hoe moeilik is dit tog vir hulle wat rykdom het, om in te gaan in die koninkryk van God. Want dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk mens om in die koninkryk van God in te gaan." Die mense wat dit gehoor het, sê toe: "Wie kan dan gered word?" En hy antwoord: "Wat onmoontlik is by die mense, is by God moontlik." Daarop sê Petrus: "Kyk, ons het ons besittings agtergelaat en U gevolg." Jesus het hulle geantwoord: "Amen, ek sê vir julle, daar is niemand wat ter wille van die koninkryk van God, huis of vrou, of broer, of ouers, of kinders agtergelaat het, wat nie in hierdie tyd veel meer sal ontvang nie, en in die bediening wat kom, die ewige lewe." Tot sover. Geliefdes, ons het 3 stukke kennis nodig om te besef wat ons elende is. Ons het 3 stukke kennis nodig om te kan hoopvol wees, om te kan leef met troos en om te kan sterf met troos. En hoe dieper hierdie kennis in ons harte leef, hoe groter sal die troos wees. Hierdie kennis is nie net iets wat ons met ons verstand kan weet nie, of verstand te kennis het nie. Dit is kennis wat ons hart moet aanraak. En dit moet ons hele menswees eintlik verander. Dit is die groot verskil of ek net weet dat ek gesond is, of moontlik net 'n verkouetjie het, of dat 'n dokter vir my sê dat ek ongelooflik siek is, met 'n ongeneeslike siekte. Nou hierdie kennis raak 'n mens eintlik maar diep aan. Hierdie 3 stukke kennis is soos volg: die kennis van ons elende, die kennis van ons verlossing, en dan hoe ons dankbaar moet wees teenoor God daarvoor. En hierdie 3 stukke kennis staan eintlik nie los van mekaar nie. Hulle is vas in mekaar.
Want hoe meer jy weet van die een, hoe meer ons verdiep in een, hoe meer ons te verstane kom in een, hoe dieper gaan ons kennis oor die ander. Ons leer ons hele lewe lank al hoe meer en meer van hierdie drie. Nou in Sondag 2 begin die katekismus met die leer van die elende. En hierdie leer van die elende gaan eintlik aan tot en met Sondag 4. En dit word opgedeel dat Sondag 2 wys vir ons waar ons hierdie kennis vandaan kry. En dit is uit die wet van God. Sondag 3 leer vir ons hoe waar ons elende vandaan kom. En Sondag 4 wys dat hierdie elende nie iets is wat ons self vry kan spring nie. En die vraag dan vanuit die katekismus, waaruit ken jy jou elende? Nou 'n gelowige se antwoord is baie anders as die van die wêreldsin. Niemand kan ontken dat daar eintlik elende in hierdie wêreld is nie. Elkeen van ons hier vanoggend kan sê, elende is 'n realiteit. Ons het al 'n moeilike tyd ervaar. Ons gaan deur beproewinge. En dan vra ons, maar waar kom dit vandaan? En as ons die oorsaak van hierdie elende kan verstaan, as ons die oorsprong daarvan kan verstaan, dan kan ons die regte antwoord kry. Dan kan ons dit eintlik begin om 'n regte oplossing ook te soek. Maar as ons op die verkeerde plekke gaan soek, as ons die verkeerde verstaan kry oor waar die elende vandaan kom, dan gaan ons sukkel. Dan gaan al ons planne om onsself te red uit hierdie elende eintlik maar net misluk. En die wêreldse verklaring van waar die elende vandaan kom, skiet ver te kort. Deur die jare het baie mense verklaringe gegee oor waarom daar elende is. Party sê dat dinge is nie net goed genoeg ontwikkel nie. Mense is nie goed genoeg ontwikkel nie. Hulle glo dat hoe slimmer ons word, hoe minder sal ons elende wees. Hoe beter die onderrig is wat ons ontvang, hoe minder sal ons elende wees. Hulle glo dat die mens sal verbeter, hoe beter hulle omstandighede is. As mense maar net beter huise het, meer geld het, beter werk, beter omstandighede om in groot te word, sal die wêreld beter wees. Nog 'n ander sê dat die liggaam moet verbeter word en ontwikkel word. Hulle lewe volgens die spreuke dat as ek 'n gesonde liggaam het, het ek 'n gesonde gees. Maar al hierdie planne het nog nie die wêreld verander nie. Dit het dinge tydelik beter gemaak, maar daar's nie ten diepste verandering gewees nie. Vandag weet mense meer as vore dat daar pyn en lyding is in die wêreld. En die wêreld bloei uit duisende wondes. Ons kyk na 2 wêreldoorloë in die vorige eeu, wat ook mense totaal en al se hoop vernietig het. Hulle geroof het daarvan. En so ook kan ons kyk na die oorloë in ons vandagse lewe. Wanneer ons daarna kyk, dan raak ons mismoedig. Wanneer ons rondom ons kyk en ons lees koerante en ons sien die misdaadsyfers, dan raak ons mismoedig. En dan hoor ons nog ook van die vervolging van die kerk. Daarom hoor ons ook vandag so maklik, omdat die mense so mismoedig eintlik is, van kern is, kom ons eet en drink, want môre sterf ons. Nou wie nie die lig van God se woord het nie, bly in hierdie geestelike duisternis. En die enigste regte antwoord wat ons vind, kom uit die skrif. En die katekismus vra weer, waaruit ken jy jou elende? En die kort antwoord, die eenvoudige antwoord, is uit die wet van die Here. Dis 'n kort antwoord, geliefdes. Dis 'n vinnige antwoord. Maar soveel diepe kennis lê daarin.
Dit is eintlik die enigste antwoord wat lig in die duisternis kan inbring. Die wet van God plaas ons voor God self. En eers wanneer ons voor God staan, leer ons onsself waarlik ken. Leer ons onsself opreg ken. Ons is immers deur hom gemaak. Die wet van die Here werk eintlik soos 'n sonstraal wat by 'n kamer inskyn en dan sien 'n mens die stof. En dan dink mens eintlik maar dis die stof of dis die sonstraal wat die stof bring in hierdie kamer in. Maar tog weet ons dit is nie waar nie. Die stof is altyd daar, dis net dat die ligstraal hierdie uitwys. Maar as daar nie 'n sonstraal is nie, hoe weet ons van die stof? As daar nie wet is van die Here nie, hoe weet ons van sonde? En net so, wanneer daar nie lig in ons lewe is nie, sien ons nie werklik ons sonde raak nie. Maar wanneer die lig van God se wet in ons hart skyn, geliefdes, wys dit vir ons eintlik wie ons werklik is. Wys dit vir ons die vrot wat baie keer binne ons nog wegsteek. Nou wat is die wet van God? Die wet van God wys vir ons wat God wil hê. God het nie net wette gegee vir die mense nie, hy het ook wette gegee vir alles wat hy geskaap het. Dink aan die sterre, die wette rondom atome, die dierekoninkryk, die plante. En nou weet ons ook dat ons wet gekry het van die Here. Vir elke deel het die Here bepaal hoe dit moet funksioneer, hoe dit moet leef. En solank ons volgens die wil van God leef, is daar lewe en vreugde vir ons. Is daar sekerheid, is daar seën vir ons. Maar wanneer ons ongehoorsaam is aan God, volg elende en verwoesting en uiteindelik die dood. Die wet is dus nie net 'n spieël waarin ons kyk en dan sê ons goed, ek het gesien en dan sit ons dit neer en ons gaan aan nie. Nee, wanneer ons die wet van die Here, wanneer ons onsself sien in hierdie spieël, dan verander dit ons. En God se wet is 'n mag waarvan niemand eintlik kan ontsnap nie. Kom ons kyk na 'n ander voorbeeld. Die voorbeeld van 'n vis. 'n Vis is gemaak om in water te leef, nie waar nie? In die water funksioneer elke aspek van sy anatomie. Hy kry suurstof, hy leef en hy floreer. Maar wanneer die vis op droë grond beland, verander die natuurwette nie. Die vis kry nie ewe skielik kieuwe om suurstof buite die water te kry nie. En die eienskappe van die water het nie verander nie. En die gevolg is, dat as die vis daar bly, dan sterf dit. Maar sou die vis bly in die water, wat die Here bepaal het vir die vis om in te leef, sal hy aanhou leef, en aanhou floreer. Net so, het die Here vir ons sy wet gegee, om te bepaal hoe ons moet leef. Hoe ons geestelik moet leef. Hierdie gebooie is nie net woorde wat op papier geskryf is nie, geliefdes. Dit is die manier waarop God wil hê ons moet lewe. Dit word vandag deur Jesus Christus op ons harte geskryf. En solank ons daarvolgens leef, is daar lewe, is daar vreugde en is daar blydskap. Maar wanneer ons van God se wet afwyk, dan kom verwoesting. Dan bring hierdie selfde reëls, hierdie selfde wonderlike, fantastiese manier van leef wat God vir ons bepaal het vir ons eintlik die teenoorgestelde. Dit bring nie vir ons lewe nie, dit bring vir ons die dood. En nog nooit het iemand teen God se wet geleef en gefloreer nie. Want hulle het altyd die gevolge daarvan gedra. Vir die mens wat van God se wet afwyk, raak die wet sy grootste vyand.
En agter die wet staan die Here self. Hy self handhaaf sy wet. Die wet word nooit afgeskaf in die skrif nie. Ons kan nie dit wegstoot of daarvan ontsnap nie. Dit is die belangrikste voorwaarde vir ons lewe. En daarom hou die wet aan om die sondaar aan te kla van sy skuld, te herinner van sy skuld. Dit word vir die sondaar soos 'n monster met oop kake wat hom wil verslind. En in Christus Jesus sien ons die erns van die wet. Toe Christus aan die kruis vasgespijker is, het hy die straf vir ons sondes gedra. Het hy ons ongehoorsaamheid saam met hom geneem. Hy wat perfek gelewe het. Nou wat eis die wet van God? Die tweede vraag en antwoord van die katekismus bring ons by hierdie vraag. Wat is die manier van lewe wat God vir die mens gegee het? En die antwoord is eintlik maar eenvoudig. Dit was ons teksgedeelte vandag. En ons ken dit eintlik ter harte. En dit is dood eenvoudig. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En God bo alles. Liefde is dus die grootste lewenswet. Die katekismus bespreek ook nie elke gebod afsonderlik nie, geliefdes. Dit wys eerder vir ons die hart van die wet, die kern van die wet, sodat ons harte aangeraak kan word. Ons dink baie keer dat die wet is kategorieë. Dat dit sulke blokkies is wat ek moet tik. Ons is ook geneig om die 10 gebooie te sien as losstaande van mekaar. En dan sê ons, ek is nie so sleg nie, want ek het nie moord gepleeg nie. Ek is nie so sleg nie, want ek het nie gejok nie. Maar die boek Jakobus sê vir ons, as jy in een aspek oortree het, het jy die hele wet oortree. Luister net hoe die man vir Jesus gesê het, al hierdie dinge van die wet het ek van my jeug af geonderhou. Hierdie man het gedink, hy leef reg, dat daar niks verkeerd is nie, dat hy nie tekort skiet nie. Hy volg die Here en hy het genoeg, en daarom verdien hy die ewige lewe. Dis hoe mense dink, wat glo dat God net na die uiterlike kyk, na ons dade kyk, en nie binne in ons harte inkyk nie. Hulle dink dat hulle is goed genoeg, omdat hulle die uiterlike reëls nakom. Kyk hoe vroom is ek, kyk hoe opreg is ek. Maar God kyk nie net na wat die mens doen nie. Nee, geliefdes, ons weet, hy kyk na die hart. Hoeveel keer word die hart nie aangespreek nie? Uitwendig was daar eintlik niks verkeerd met hierdie jong man nie. Maar Jesus het hier sy hart blootgestel. In sy hart was hierdie jong man of hierdie jong maghebber sy geld en sy rykdom en sy status vir hom baie meer werd as God. Dit het gewys waar sy liefde eintlik was. God se wet, broers en susters, is nie net uiterlik, dit is innerlik ook. Dit moet ons harte aanraak. Die wet eis liefde vir God en liefde vir jou naaste. Christus se woorde self in hierdie teksgedeelte het nie een bo die ander een gestel nie, dit is saam. En hierdie liefde vir jou naaste en liefde vir God is nie net 'n goeie gevoel af en toe teenoor iemand wat jy raakloop nie. Of 'n 10 raaitjie wat jy gee vir die man wat kom bedel en dan sê ek het my werk gedoen nie. Nee. Dit moet jou lewe beheer. Jy moet daai man so innig jammer kry want jy sien jouself in hom. Jy sien 'n kind van God. En jy moet God
so lief hê, dat jy bereid is wanneer hy die opdrag gee, om te gaan, sonder om te twyfel, sonder om te wonder. Dis wat die wet vereis. Dit moet wees vanaf jou eerste asemtuig tot in alle ewigheid. Dit is nie goed genoeg om net al hoe meer te probeer verbeter nie. Ons moet die wêreld agterlaat. Baie mense dink, as ek net my beste doen, dan sal God dit aanvaar. Maar dit is nie wat die wet van die Here vir ons sê nie. Die wet van die Here, soos ons hier gelees het, sê, jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag en jou hele verstand. Elke aspek, elke oomblik van ons lewe moet volmaakte liefde teenoor God en ons naaste wees. Daarom kan ons nie eerlikwaar sê dat ons volgens God se wet leef nie. Ons kan dit nie sê net bloot omdat ek nog nooit gesteel het, of vermoor het nie, of nie gejok het nie, of 'n aspek van die wet nie oortree het nie. God eis 100%. Elke oomblik, elke dag. Hy eis dat ons elke dag in liefde moet leef. Dit is 'n baie groot eer wat die Here vir ons gegee het om dit te kan doen. Ons is geskape om God eintlik bo alles lief te hê en ons naaste soos onsself. Dit geld vir elke persoon, elke mens, oud, jonk, vir ryk en vir arm. Ons mag nooit, ooit goed doen of die lysies van die reëls probeer nakom om net die straf te ontduik nie. Dan is ons nie opreg nie. Ons moet God lief hê omdat dit die grootste begeerte in ons lewens is. Omdat dit die belangrikste ding is om te sê, vat die wêreld, maar gee vir my Jesus. Vat die rykdom, maar gee vir my verlosser. Kan ons werklik hierdie eiste nakom? Kan ek en jy dit alles ten volle onderhou, geliefdes? En met skaamte sak ons eintlik ons kop en ons kyk na ons voete en ons sê, nee, ek kan nie. Ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Dit is 'n pynlike en absolute vernederende besef van elke ware gelowige. Solank as wat ons onsself met ander mense vergelyk, lyk ons goed, skitter ons. Maar wanneer die Heilige Gees ons voor God se wet plaas, dan ontdek ons die waarheid. Dan moet ons bely dat ek van nature nie liefhebber is nie. Nie werklik nie. In my lewe is dit natuurlik om teenoor God en my naaste te gaan. My Heiland, my Skepper te gaan. Van nature wil ek sê, nee dankie. Ek wil my eie kop volg. Ek wil my eie reëls maak. En van nature maak hierdie belydenis eintlik nog erger, hierdie besef nog erger. Dit beteken nie iets wat ek net soms doen nie. Dit beteken nie dat ek 'n knoppie kan switch en dan ewe skielik is ek net 'n goeie mens en dan druk ek weer die knoppie en dan is ek net 'n slegte mens nie. Van nature is ek so. En wie, geliefdes, wie hier vandag kan sy eie natuur verander? Teenoor die heerlike lewe wat God van ons eis, is ons eie lewe eintlik maar vol donkerte.
As God sy genade vir 'n sekonde van ons sou wegneem, sou daar net haat, kwaadwilligheid en sonde oorgebly het. Die woord bevestig dit. Die woord sê vir ons so, kyk na Romeine 3:13 tot 17. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en elende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. Bevestig die geskiedenis van ons wêreld nie hierdie verse nie, geliefdes. Hoeveel oorloë, hoeveel geweld, hoeveel misdaad moet daar nog wees? Hoeveel is daar nie al klaar ervaar in die wêreld nie? Die lese van ons lewe en van ons moderne era is eintlik haat en vertrap almal, want so kom jy voor. En die waarheid is eintlik nog ernstiger. Dis eintlik in ons ook. Van nature is dit ons gesindheid. Van nature is daar haat eerder as liefde. En nou kan ons vra, is dit nie eintlik maar oordrewe nie? Is die Here nie besig om hier hiperbool toe te pas nie? Want baie mense sal sê, dit is daarom nie so erg nie. Daar is nog liefde. Dit is waar, geliefdes. Daar is liefde in hierdie wêreld. Maar ons moet onthou, dit is as gevolg van die Here. Dit is as gevolg van die Here se genade, dat hy eintlik die donkerste, diepstes weerhou in die mens, dat hy dit terughou. Hierdie genade is soos tralies wat 'n roofdier vashou. En as daardie tralies vir 'n oomblik sal verdwyn, dan is dit verby, dan is dit net donkerte. Het jy al opgelet hoe vinnig iemand kwaad kan word wanneer hulle teengestaan word? Hoe maklik dit is vir iemand om hulle rug te draai wanneer God hulle beproef of wanneer hulle deur 'n moeilike tyd gaan. Hoe maklik kom kwaai woorde nie oor ons lippe nie. Hoe maklik kry ons nie haat in ons harte teenoor hierdie nie. En dit alleen moet ons wys hoe diep ons sonde eintlik is. Hoe diep dit gewortel binne ons is. En nou kan ons hier sit en ons kan skree, alles is verlore. Maar dan volg die troos. Dan hoor ons, Jesus Christus het die vloek gedra. En laat ons tog leef en besef, geliefdes, hoe diep hierdie sonde is, sodat ons in groter dankbaarheid teenoor Christus kan leef. Mense besef nie eintlik meer hoe diep hulle sonde is, of dat daar eintlik sonde is nie. Mense besef nie meer hoe diep die ellende is nie. En daarom voel hulle dat hulle nie 'n verlosser nodig het nie. Maar wanneer die Here deur sy Gees vir ons wys hoe diep ons ellende is, hoe verdorwe ons is, om die ou Afrikaans te gebruik, hoe afvallig ons eintlik is, hoe verlore ons is, wanneer die Heilige Gees ons aankla van ons sondes en voor die Here bring, moet ons nie moed verloor nie. Dit is dan wanneer ons kan spring en skree, hoera! Want dit is 'n teken dat God in jou werk. As God nie in jou werk nie, sal sonde jou nie prikkel nie. Dit sal jy nie aankla nie. Dit sal vir jou wees soos 'n wyse van lewe. Maar weet ook, geliefdes, Christus het die vloek gedra wat op ons gerus het. Van onsself kan ons niks doen om gered te word nie. Inteendeel. En ons enigste hoop is die genade van God in Jesus Christus. Die wet wat ons moes veroordeel, het sy volle straf op Christus op die kruis gekry. En hy het nie net vir ons die straf gedra nie, geliefdes, hy was ook volkome gehoorsaam. Vir ons. Hy het
volmaak geleef, soos wat God vereis van die mens om volmaak te leef. Jesus Christus het God met sy hele hart, sy hele siel, sy hele verstand en al sy krag liefgehad, en sy naaste soos homself. En hy het dit nie vir homself net gedoen nie, geliefdes. Hy het dit gedoen vir ons, in ons plek. Ja, hy het die straf gedra vir ons verkeerde lewe. Kom ons sluit af. Omdat ons hierdie weet, kan die gelowige bely, ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Dit is my natuur. Maar deur God se genadewerk het hy reeds nou iets nuuts in my begin. Hy vat ons harte van klip weg, ons harte van natuur wat eintlik geneig is tot sonde, en hy gee vir ons 'n hart van vlees. Hy, die een wat geweet het dat ek vanoggend sou opstaan en selfs moontlik gaan Sondag, of nie moontlik gaan Sondag nie, maar gaan Sondag. Hy wat geweet het dat ek soveel keer in my lewe teen hom gaan op in opstanding kom. Hy wat geweet het hoe vuil ek werklik is, maar steeds deur sy genade my vanoggend wakker gemaak het. En deur sy genade nog steeds na ons kyk en sê, my geliefde kind. Hy wat gesê dit is volbring, nie omdat ons dit verdien het nie, maar ten spyte daarvan. Hy gee vir ons nuwe begeertes. Nie omdat dit ons uit onsself uitkom nie, maar omdat hy dit deur die Gees vir ons bewerk. Daarom, broers en susters, bid gedurig deur hierdie gebed, neig my hart wat tot sonde geneig is, tot die vrese van U naam, en verlang saam met ons na die dag wanneer God ons volkome sal maak. Die dag wanneer daar geen meer sonde sal wees nie. Die dag wanneer die woorde van die Here tot waarheid sal wees, tot waarheid sal kom, tot uiting sal kom. Kyk, ek maak alle dinge nuut. Tot daardie dag moenie uit jou eie krag uit leef nie, maar leef uit die genade van Jesus Christus. Hy wat die wet volmaak onderhou het, hy wat die vloek gedra het, hy gee ook deur sy Gees aan ons die begeerte om God lief te hê. En daarom moet ons hom met dankbaarheid dien. Daarom, geliefdes, hoef ons nie vandag hier uit te stap en te sê, alles is net niks nie. Want dit is hy en hy alleen wat vir ons hoop gee. Hy wat ons wanhoop wegneem en vir ons sê, hierso is vir jou die ewigheid, my kind. Die wet wys vir ons elende, ja. Maar dit dryf ons ook na Christus toe. En in hom alleen is daar vergifnis. In hom alleen is daar ware lewe. En in hom alleen is daar ware troos. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemele, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, net soos ons die wat teen ons oortree vergewe. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want aan U kom toe die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid.
Amen. Geliefdes, kom ons staan en dan sing ons tot slot Skrifpruiming 60 of in die Groen Psalmboekie 1-2, al 3 die verse en daarna bid ons om die seën van die Here. Kom ons staan en sing Skrifpruiming 60. Kom ons bid om die seën van ons Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.